Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Jesus Stories en vandag is ons in deel 22. Al die voriges is op ons YouTube kanaal as jy dit wil gaan kyk, gratis en verniet om na te luister. Ek glo dit gaan vir jou baie beteken soos dit vir my ook baie beteken. Waar ons in hierdie reeks praat is oor Jesus en dis waar 'n kerk veronderstel is om te gaan is oor Jesus nommer 1, niks anders nie. Nommer 1 is 'n kerk se doel nie om jou gelukkig te hou of jou sagte sitplek of lekker koffie te gee. 'n Kerk se doel is nie om uit te reik en lief te wees en te aanbid nie. 'n Kerk se doel is nommer 1 Jesus. Wie is Jesus? Want wanneer hy jou gered het, sit hy 'n begeerte in jou hart om hom te leer ken. Jy's nie 'n Christen as jy wil hê die Here moet jou lei nie. Jy's nie 'n Christen as jy wil hê die Here moet jou genees nie. Jy's nie 'n Christen as jy wil hê die Here moet na jou kyk nie. Dit beteken net jy wil alles hê. Dis die sondige natuur waarmee jy gebore is. 'n Christen het 'n diep, intense begeerte van die Heilige Gees af ontvang om Jesus te wil ken. En dis wat jou identifiseer as 'n Christen. Ja, daar's voordele daarin, maar dis nie hoekom ons hom soek nie. Ons soek hom want ons is weergebore met 'n begeerte om hom te ken. En dis waaroor kerk gaan, is om hom te leer ken en om hom in hom belang te stel. En dis waar alle kerke veronderstel is om te gaan. Dis veronderstel om elke kerk se missie te wees. So ons kyk spesifiek na die woorde en die werke van Jesus. Hoekom is dit belangrik? Want Jesus self het gesê, ek sê net wat ek my Vader hoor sê en ek doen net wat ek my Vader sien doen. Wat twee goed beteken. Nommer 1, as jy regtig 'n begeerte het om God te leer ken, wat hy in jou ingesit het, kyk na Jesus, want dis hoe jy vir God gaan leer ken. En wat die tweede ding wat dit beteken is, Jesus het nie so groot klok in sy opinie en sy kennis en al sy wysheid gehang, dat hy gedink het hy moet dit deel nie. Hy het net gesê wat die Vader gesê het hy moet sê, en hy het net gedoen wat die Vader gesê het hy moet doen. Wat vir my en jou beteken is, wanneer ek 'n begeerte kry vir God in my lewe, en hy rig my voetstappe, en die Heilige Gees is besig om my te vorm in die gelykenis van Jesus Christus in, begin ek ook net sê wat die Here wil hê ek moet sê, en begin ek ook net doen wat die Here wil hê ek moet doen. Want dis wat dit beteken. My opinie is nie so hoog eers vir my aangeskryf nie. Wat God sê is die belangrikste in my lewe. En daarom praat ons hierso oor. So die vorige keer het ons afgesluit 2 weke terug met Jesus wat vir ons gewys het dat hy soek nie net disippels nie. Dit begin by disippelskap, maar hy verander jou in 'n apostel in. Baie mense dink is dieselfde ding. 'n Disipel is 'n volgeling en 'n apostel is 'n gestuurde een. En hy het nooit net disippels gesoek nie. Hy het altyd almal aangemoedig om uiteindelik apostels te word. Dis vir ons lekker om disippels te wees, want dit is naby Jesus en hy sorg en hy doen al die wonderwerke en hy gee vir my kos wanneer ek honger is en ek sien al hierdie wonderlike goeders. Dit kos 'n prys om te gaan, om 'n gestuurde een te wees. Maar hy het jou nog nooit net geroep dat jy hom net moet volg nie. Hy roep ons om apostels te wees. So hy het al sy disippels 2-2 uitgestuur. Hy het 6 pare uitgestuur. En almal het gehoor wie is hy. En almal het die goeie nuus gehoor, met die boodskap wat hulle gesê, die tyd het aangebreek, die koninkryk van God het gekom. Bely jou sondes, en laat jouself doop as 'n bewys daarvan. En dan het Jesus ook vir hulle die krag gegee om wonderwerke te doen. So hulle het ook demone uitgedryf, mense uit die dood uit opgewek, siekes het gebid, gesond geword. Hulle het al die krag gekry wat Jesus gehad het. So hulle is nou uitgestuur in die wêreld in waarin Jesus beweeg, en nou trek die roemer baie vinnig. En dan is daar so tussen 'n tydjie. Ons gaan volgende week praat wanneer hierdie ouens terugkom. Nou gaan hulle 'n bietjie terugvoer gee. Maar voor ons daar kom is daar 'n tussentyd wat Markus vir ons verduidelik. Markus, die boek van Markus in jou Bybel is geskryf deur 'n man met die naam Markus, maar deur die pen van Petrus. Petrus was in die begin van sy bedieningsjare nie geletterd nie, hy kon nie skryf nie. Hy het eers later geleer en dis toe hy 1 Petrus en 2 Petrus geskryf het en 3 Petrus. In die begin het hy gedikteer deur Markus. En dis wat ons lees hierso. Ons kry 'n gedetailleerde storie van wat het gebeur in die tussentyd, terwyl die apostels weg was, voor hulle teruggekom het. En dis waar ons vanoggend gaan praat. Die storie is die dood van Johannes die Doper. Ek het nie geweet, Magtie gaan na 'n intro doen, waarmee sy vanoggend geïntro het nie. Sy het dit nie met vir my gesê nie, maar sy het gepraat oor Johannes die Doper. En ons gaan nou oor Johannes die Doper praat. So duidelik wil die Here vir ons iets vanoggend sê, glo ek. Net voor ek hierdie storie aangaan, wil ek net gou vir jou sê, daar's 2 maniere hoe mense hulle Bybel kan lees. En die tweede manier is die manier hoe ons dit gewoonlik doen.
sonder om agter te kom dat ons dit doen. Die eerste manier om jou Bybel te lees, is om jou Bybel te vat en te sê, ek wil weet wie's God. En alles wat ek daar lees, gaan oor God en wie God is. Dis eintlik die regte manier om jou Bybel te lees. Want jou Bybel gaan nie oor jou nie, en jou storie staan ook nie in die Bybel nie. Die Bybel is God se storie, en dit gaan oor God. Maar baie keer vat ons Bybels en ons soek onsself daar binne. En ons haal goed daar uit wat ons glo op ons van toepassing is, want dis wat die Here vir my wil sê. Dis die tweede manier hoe ons Bybel lees. Meeste mense lees hom so. So as jy vanoggend na die storie luister, wat wil God vir jou deur hierdie storie sê? En nie waar is jy in die storie nie, want as ons onsself in die Bybel soek, is ons eintlik elke keer veronderstel ons om self te sien in die sondige kant van die Bybel. En daarvan hou ons nie baie nie. Soos ons vanoggend ook gaan. Die dood van Johannes die Doper is 'n sepie. En dis 'n verskriklike sepie. Ouens, die Kardashians soek vir parking teen hierdie storie. En ek gaan vir julle eers gou 'n geskiedenisles moet gee. Baie mense sê ek wil hou nie van kerk nie, want ek gaan nie daarvan om kerk te gaan en geskiedenisles te gee nie. Dit gaan vir jou soveel meer beteken as jy die konteks ken van hierdie storie, glo ek vanoggend. En ons gaan baie daaruit leer dan. So ek gaan vir jou so vinnig net die lowdown gee van hierdie sepie, want dit is 'n ernstige sepie. Herodes die Grote het geheers oor die hele Israel, die hele land van Israel toe Jesus gebore is. Hy het 10 vroue gehad. En dit was 'n wrede ou gewees. Dit was 'n walglike mens gewees. Ek kan net nie vandag vir jou in woorde beskryf nie, want ons het net nie meer vandag daai waardes en stelsels waarvolgens ons leef, en ons doen nie meer vandag daai goed wat hulle daai tyd gedoen het nie. Maar hy het baie kinders ook gehad. Herodes die Grote. En toe hy gehoor het daar is 'n nuwe koning van die Jode, toe hy sommer dadelik jaloers en wou vir Jesus uitwis. Ons ken die storie van Jesus se geboorte. Maar kort na Jesus se geboorte is hy dood. En hy het gedien onder die Romeinse keiser wat die wêreld geregeer het, wat in Rome was, keiser Augustinus. So hy het die voorreg gehad om hierdie streek van die wêreld Israel te regeer onder die Romeinse keiser. En die Romeinse keiser verander toe Herodes die Groot se testament die dag toe hy dood is. Hy het dit gelos vir een van sy seuns. En Herodes sê, nee. Ek gaan hierdie in 'n tetragie verander. Nou dit beteken, ek gaan dit in 4 opdeel waaroor hy geheers het, en ek gaan 4 van sy seuns daai area gee om oor te heers. Toe verander hierdie keiser dit, want hulle kon dit gedoen het. Onthou, Herodes het eintlik niks besit nie, alles het eintlik aan Rome behoort, maar hulle het daaroor geheers, so hulle het absoluut in weelde geleef. Maar hierdie Herodes familie was belaglik. Elke keer as 'n seun gebore word, is sy eerste naam Herodes. Almal. So dis Herodes Hannes, Herodes Piet, Herodes Willem. Sy eerste naam is Herodes en dan sy naam en dan wat ook al hulle van was. En so het die boeties en die sissies en die kinders en die niggies en die neefies ook in mekaar in begin trou, bloedskande soos mense dit sou noem. Dit was 'n siek setup. Hy het 4 seuns wat toe nou aangestel word oor die tetragie. En die ou waar ons vanoggend gaan praat, sy naam is Herodes Antipas. En hierdie ligpers gedeelte is Galilea en hier onder wat sê Perea, is die area wat hy gekry het om oor te heers. Die ander areas was vir die ander 3 boeties gegee, maar nie een van hulle het 2, 3, 4 jaar geheers nie, toe is hulle doodgemaak. Rome het hulle in Babylonskap weggevoer. Rome het met 3 ouens gemaak net wat hulle wou. In elk geval, hy gaan kuier toe vir een van sy boeties wat in Rome bly, wat net 'n Romeinse burger was. Sy naam was Herodes Philippus. En hy kom daar, en hy sien vir Herodias, Herodes Philippus se vrou. Herodias behoort jou 'n baie goeie aanduiding te gee, dat sy ook onder Herodes se familie uitgebore is. Herodes Philippus het 'n halfbroer gehad, en hy het hierdie dogter gehad, en hulle het daar Herodias genoem, want kyk, alles moet Herodes wees. En hier kom Herodes Antipas by sy broer kuier in Rome, wat geen posisie het onder Rome nie, en hier vind hy hierdie mooi vrou. En die vrou besluit nie, maar ek hou meer van Herodes Antipas, want hy het een of ander posisie, en hy is belangrik. Nou hierdie is die tipe vrou wat jy nie in jou lewe soek nie, daai vrouens van Spreuke 6 en 7, dis 'n verskriklike vrou hierdie. Sy het geregeer baie beter as Herodes Antipas. In elk geval, sy kry dit toe nou reg
om vir Herodes Antipas te oortuig. Nou sy het eintlik met haar oom getrou, net om jou 'n idee te gee. Dit was Herodes Filippus se halfbroer se dogter, so sy trou toe met haar oom en hier gaan sy toe nou vir die ander boetie trou met hom. Sê mos vir julle, Kardashian soek vir parking. En Herodes Antipas was reeds getroud. Hy het met 'n Arabiese koning hier onder sy ooreenkoms gekom en met sy dogter getrou en hy besluit toe hy gaan sy vrou skei en hy los haar en hy trou met Herodes Antipas en hulle kom terug al die pad Galilea toe. Dit is belangrik om hierdie geskiedenis te ken, veral wanneer dit kom by Jesus se kruisiging. Sê jy, dan gaan jy nou al die kolletjies bymekaar kan bring. En daar kom Johannes die Doper op die toneel. En Johannes die Doper was nie iemand wat homself weggeskram het of skaam was vir die waarheid nie. Hy het gesê wat moes gesê geword het, al was dit gevaarlik. Want hierdie mense het met 'n ysterhand geregeer. Hulle het jou met vrees bang gemaak. Jy moes geluister het en jy moes in lyn gekom het. En dis waar ons storie dan wegspring vanoggend. Koning Herodes, laat ek net gou sê, hy was al die tyd nie 'n koning nie. Hy het homself 'n aangestelde koning gemaak. Dit was vir hom 'n groot ding, dat Herodias die heeltyd vir hom vertel het, gaan vra die keiser dat hy vir jou verander in 'n koning en nie net 'n heerser nie. So hulle het konstant vir almal vertel, hy is die koning, maar hy was nooit 'n koning nie. Sodat die Jode gedink het, hy is 'n koning, maar hy was nooit in Rome onder andere aangestel as 'n koning nie. Koning Herodes, dis nou Herodes Antipas, het van Jesus gehoor. Van sy naam het bekend geraak. Hoekom? Want Jesus het nou 'n klomp mense uitgestuur en gesê, gaan vertel vir mense die God se koninkryk het gekom, hulle moet bely. Party mense het gesê, Johannes die Doper is uit die dood opgewek, daarom werk die kragte in hom. Nou, wat jy moet verstaan in konteks is, in die Ou Testament het God se profete gekom, dan het hulle gesê wat God gesê het. En hulle het die hele tyd beloftes gemaak van God gaan doen wat hy sê hy gaan doen, al doen hy dit na my dood. En hulle het tot geprofeteer in die Ou Testament dat Elia gaan terugkom en dan kom die oordeel van God. Dat nie eers die dood kon vir Elia doodhou nie. So hulle het almal die heeltyd met hierdie ding in hulle koppe geleef van, as God gepraat het, beter jy luister, en as daai stem van die Here doodgaan en hy kom uit die dood uit terug, het ons moeilikheid. Almal het so geredeneer, die heeltyd. So, hier kom Jesus en ons bonatuurlike krag wat deur hom werk, en party van die ouens dink, hier is Johannes die Doper, ons het hom nou die dag doodgemaak, en hy is terug uit die dood uit. Daarom werk die kragte deur hom. En party het gesê, dit is Elia, ander het gesê, hy is 'n profeet soos een van die ou profete van die Ou Testament. Toe Herodes dit dan hoor, het hy gesê, Herodes Antipas, die Johannes wat ek onthoof het, is uit die dood uit opgewek. En hy het dit gesê uit vrees uit. En jy gaan dit nou sien, hy was bang. Hy was bang, want Johannes is terug, dit help nie, ek maak hom dood nie, ek het moeilikheid. En hy het my reguit aangespreek oor my leefstyl. Johannes die Doper. En dan het ons 'n bietjie van 'n terugblits, van hoe het Johannes dood gegaan. Markus het besluit om vir ons hierdie detail te gee. Vroeger het Herodes self gestuur en Johannes laat vang. So Herodias het niks gehou van Johannes die Doper nie, want toe hulle terugkom in Galilea en die twee besluit hulle trou, dan staan Johannes daar in die straat en dan kom hulle in die publiek verby, dan skree Johannes die Doper, julle is besig om in sonde te lewe, julle maak droog, jy mag nie 'n broer se vrou vat nie. En Johannes het nie bang haar op sy kop gehad nie, hy het net gesê wat hy geweet het, die Here gesê het hy moet sê. Hy het hom in die tronk opgesluit op aandrang van Herodias, want Herodias kon dit nie hanteer nie. Dit was sleg vir haar reputasie. Die vrou van sy broer Filippus, almal het geweet dat sy was die broer van Herodes Filippus. Herodes het met haar getrou, terwyl hy getroud was. En Johannes het vir hom gesê, jy mag nie jy broer se vrou vat nie. Herodias het daarna 'n wrok teen hom gekoester en wou hom laat doodmaak, maar sy kon nie. Sy wil hom uit die pad uit hê. Sy kon dit net nie regkry nie. En hoekom nie? Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy besef het dat hy opregte en 'n godsvreesende man is. Hy het vir Johannes onder sy beskerming geneem en elke keer wanneer hy hom aangehoor het, het hy in 'n ernstige tweestryd geraak. Tog het hy graag na hom geluister. So hier's 'n heidense heerser oor die Joodse volk. En elke keer as die boodskapper van God, die profeet van God opdaag om 'n boodskap te bring,
dan kom hierdie ou in 'n tweestryd. Dis baie keer soos wanneer dit op 'n Sondagoggend in die kerk is. Mense kom kerk toe en as hulle hier sit en hulle het die waarheid gehoor, Jesus, dankie, ek het daai pak slaap bietjie nodig gehad. Ja, ek's nou weer naby aan die Here. Hier's nou 'n goeie bewys dat dit is geen bewys dat jy 'n kind van die Here is as dit die geval is nie. Selfs 'n heidense ou was in 'n tweestryd gewees as hy gehoor het wanneer word die waarheid gepraat en hy het nooit besluit. Hy het nooit tot redding gekom nie, het nooit tot inkeer gekom nie, het nooit Jesus begin volg nie. Die feit dat die waarheid jou konfronteer is veronderstel om altyd so te wees. Of dit nou Jesus se waarheid is of dit net eenvoudig die waarheid is, want jy het in 'n leuen in jou lewe vasgehou, die waarheid sal jou altyd konfronteer. En dit sal baie keer seer maak voordat jy vrymaak. Waarvan hierdie ook 'n bewys is dat elke mens word met 'n gewete gebore. Want elke mens word met 'n gewete gebore. Adam en Eva is met 'n gewete gebore. Toe die Here vir hulle vra, "Waar is julle?" Toe kruip hulle weg. Hulle gewete het hulle gepla, hulle het geweet hulle mag nie. En hier kom Johannes die Doper en hy praat en dan pla Herodes se gewete hom. Hy moes geluister het. So hy het geweet, hier's die waarheid. Ek kan dit hoor as hy praat. Ek moet luister as hy praat. Ek's bietjie bang vir hierdie ou. Ek het bietjie angs met hierdie ou. Dis hoekom hy vasgeglo het toe hy hoor van Jesus. Johannes is terug uit die dood uit en ek het moeilikheid. Op 'n dag het Herodias 'n goeie kans gekry. Sy het maar net bietjie gewag en geweet, een of ander tyd sal ek vir Johannes die Doper dood kry. Toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy hoofamptenare en die opperbevelhebbers en die hoë lei van Galilea 'n feesmaal gegee het. So, wat gebeur in die Joodse tradisies, Jode het glad nie eers verjaarsdag gevier nie, baie van die ortodokse Jode vier tot vandag nie verjaarsdae nie, maar die heidenasies het altyd 'n groot storie daarvan gemaak. En 'n Romeinse partytjie, ouens, was die walglikste ding wat jy in jou lewe gesien het, en dit was hoofsaaklik net mans. Daar was nie vrouens ter sprake nie. En almal was daar. Die hoofamptenare, die opperbevelhebbers en selfs die hoë lei van Galilea, wat beteken hierdie is hoog aangestelde Jode onder die Romeinse regering, wat vir die Romeinse regering werk, wat ook by hierdie partytjie is. By hierdie partytjie. En kyk wat gebeur. By hierdie partytjie het die dogter van Herodias, so hierdie is nou sy stiefdogter, eintlik ook halfpad familie, daar ingekom en vir hulle gedans. Nou, hierdie was definitief nie ballet nie. En ook nie moderne danse of folk of koordans nie. Hierdie was eroties. Dit was, jy gaan ons nou vermaak met jou hele uitbeelding. Dit het groot byval by Herodes en sy gaste gevind. Almal het verskriklik baie daarvan gehou. Sorry, ek moes begin het en gesê hierdie is 'n 1 tot 13 preek. Dit het 'n groot byval by Herodes en sy gaste gevind. So, almal het net, dis briljant. Die koning het toe vir die meisie gesê, vra my net wat jy wil hê, en ek sal dit vir jou gee. Net wat jy wil hê, en ek sal dit vir jou gee. En kyk hoe duidelik maak Markus vir ons hierdie punt. Hy het daarop aangedring. Daarbij het hy herhaaldelik voor al die mense by die partytjie gesê, en hy het met 'n eed afgelê. Ek sweer, ek sal vir jou enigiets gee. Net wat jy my vra, sal ek vir jou gee, tot selfs die helfte van my koninkryk. Nou dit was meer 'n gesegde as wat dit 'n werklikheid was, want hy het nie die land besit waarop hy gebly het nie. Hy het geregeer, hy was 'n pion in Rome se koninkryk. So dit was 'n expression van, jy kan vir my vir enigiets vra, ek gaan dit vir jou gee. Ek kan vir jou juwele gee, ek kan vir jou geld gee, ek kan vir jou posisie gee, ek kan vir jou klere gee, ek kan vir jou gee net wat jy soek. En hy sê dit herhaaldelik voor die mense, en Markus wil hê ons moet dit besef, want ons is hier besig met Herodes se ego, daai selfde een waarmee almal van ons ook gebore word. Sy het nie geweet wat sy soek nie. So sy hardloop toe na haar ma toe, wat eintlik haar pa geregeer het, en haar dogter duidelik geregeer het, Herodias. Sy het toe uitgegaan, en vir haar ma gesê, wat moet ek vra, ma? Die het gesê, die kop van Johannes die Doper. Sy het haastig reguit na die koning toe geloop en vir hom gevra, ek wil hê, u moet dadelik, terwyl die partytjie in die gang is en ons almal hier is, in 'n skottel die kop gee, maar die kop gee van Johannes die Doper. Die koning
was baie verslae. In goeie reg, want hy het geweet, hierdie is nie wat ek wou gehad het nie. Hierdie moenie gebeur nie. Maar omdat hy dit voor die gaste met 'n eed beloof het, wou hy haar dit nie weier nie. Dit het gegaan oor sy ego. Dit het nie gegaan van ek moet 'n man van my woord wees nie, want as hy dit nie voor die gaste gedoen het nie, sou hy net gesê het nee, hy het vir Johannes die doper beskerm. Hy moes dit doen, as gevolg van sy ego. Ons almal word met 'n ego gebore van ons dink ons weet beter. En Herodes Antipas het gedink, ek weet beter. Ek sal vir haar gee net wat sy wil hê. Daai ek weet beter as wat God weet, is die sonde waarmee jy sal sukkel en sal stoei tot die dag van jou dood. Hy het dadelik iemand van sy leiwag opdrag gegee en hom gestuur om Johannes se kop te gaan haal. Hierdie het my laat dink aan as ek my kind vra, haal vir my 'n glas water in die kombuis. Dit is hoe dit in daai tyd was. Gaan haal vir my hierdie ou se kop. Dis, ek dink nie ons besef noodwendig die intensie hiervan nie, want ons leef net nie meer in daai kultuur nie. As dit klink vandag verskriklik, en daai tyd is dit normaal. Soos wanneer ek vir my kind vra, gaan haal vir my 'n glas water. Gaan haal vir my hierdie ou se kop. Hy het hom in die tronk gaan onthoof. Reguit tronk toe, kop af. Sy kop is in 'n skottel gebring en dit vir die meisie gegee en die meisie het dit vir haar ma gegee. Kan jy self indink, dit was 'n lekker partytjie. Want ek waarborg jy daai ouens is huis toe. Hoe was die party? Briljant. Jy moes sien, Herodes het briljant gelyk. Jy moes daai dogter van hom sien. Ja, sy kan 'n dans gooi. En toe kom hulle met die ouens. Hy beloof toe vir haar enige ding. Hier kom hulle in met die kop. Ja, dit was 'n belewenis. 'n Partytjie soos min. Dis hoekom ek sê, ouens, ek dink nie ons besef altyd hoe ernstig dit, hoe erg dit was nie. Dat daar so min waardes was. En nou alles het net gegaan oor my heerlikheid en my plesier en my vermaak en hoe beter dit kan wees en hoe groter dit kan wees. Hoe beter en groter dit is, hoe sieker word dit ook. En ons besef dit nie altyd nie. Toe Johannes se volgeling daarvan hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem en hom gaan begrawe. Johannes se disippels het direk daarna na Jesus toe gegaan, Johannes die doper se neef. En vir Jesus gesê, Johannes die doper is dood. Toe Jesus het hoor, het hy met 'n skei daarvandaan weggegaan, na 'n stil plek om alleen te wees. Vir 2 redes het Jesus weggegaan om alleen te wees. Die eerste rede was, hy was lief vir Johannes. Dit was sy familie. En behalwe dit het Johannes kom doen wat God van hom verwag het, om die pad vir hom te kom voorberei, om vir mense te sê, die verlosser van die wêreld is hier, God se koninkryk het gekom, bekeer julle, laat julle self doop. Johannes was sy voorganger. Hulle was familie ook. En Jesus was 'n mens gewees, en Jesus het ook seer gekry. Dit was ook nie lekker vir hom nie. So ek wil net bietjie wegkom, want dit is tipies wat ons ook doen, as ons deur 'n moeilike tyd gaan. In plaas van om in die gehoor te wees, en tussen al die mense te bly, wil ons ook net bietjie alleen wees. Saam met myself. Dis die eerste rede hoekom Jesus wou alleen wees. Die tweede rede hoekom Jesus wou alleen wees, is Johannes se lewe het Jesus se lewe uitgebeeld. Jesus was op dieselfde pad as wat Johannes was en geleef het. Uiteindelik het dit Johannes se lewe gekos. Jesus is op dieselfde pad om verhouding tussen die mens en God te herstel, gaan hy moet sterf vir ons elkeen se sonde. Hy gaan ons pak sla, hy moes ons lewe leef, dan gaan hy ons pak sla vat en ons dood vat, sodat hy uiteindelik uit die doodheid kan opstaan en die pad vir ons kan maak na God toe. Maar dit gaan 'n wrede, nare pad wees, wat Jesus moes stap. Soos hierdie pad wat Johannes gestap het. Johannes was ongeveer nou 'n jaar in die tronk, voor hulle hom uiteindelik onthoof het. En Jesus gaan 'n pad stap van 'n wrede kruisiging. So, wat het Jesus in homself beleef? Wat 'n konflik het hy in homself beleef, toe hy hoor Johannes is dood? God se profeet is dood. Ek is God se seun. En omdat hy nie bang was om die waarheid te praat nie, het hulle sy kop afgekap. Ek is vreesloos hier besig met wat God gesê het ek moet doen.
dit beteken dit gaan my lewe eis. Jesus het geweet hoekom is hy hier. Hy het geweet dit gaan hom sy lewe kos. Natuurlik het Jesus later toe nou vir Herodes Antipas uiteindelik ontmoet, of kom ons sê eerder andersom, Herodes Antipas het uiteindelik later vir Jesus ontmoet. Die aand met Getsemane het hulle Jesus gearresteer waar hy gebid het saam met sy disippels in die tuin, en hulle het hom toe nou die nag in aanhouding en die volgende dag het hulle hom Pilatus toe gevat en Pilatus het gesê nee. Julle Jode wil nou hê ek moet vir julle die reg gee dat hy gekruisig word, die Romein dat ons soldate hom moet kruisig. Uit van watse area af is hierdie Jesus? En hulle sê toe vir hom nee, van Galilea af. Hy sê okay, maar stuur vir Jesus na Herodes Antipas toe, want Herodes Antipas heers oor daai gedeelte, dat Herodes Antipas 'n besluit maak oor Jesus. En hierdie klomp Jode trek toe vir Jesus in daar by Herodes Antipas. En ons lees, Herodes was baie bly om Jesus te sien, omdat hy soveel van hom gehoor het. Want Jesus se naam was nou oral oor bekend. Almal het nou al gepraat van die wonderwerke wat hy doen, en die dooies wat hy die dood het opwek, en die demone wat hy uitdryf, die wonderwerke dat hy met die natuur praat, dat hy kos vermeerder, almal weet nou al van hom. Hy het al 'n geruime tyd die begeerte gehad om hom te sien. Hy wou nie noodwendig vir Jesus sien, net omdat hy so 'n bekende naam geword het nie, hy wou ook vir Jesus sien om seker te maak, dit is nie Johannes die Doper wat teruggekom het uit die dood uit nie. Want onthou nou, Herodes Antipas het in homself bietjie angs en vrees gehad rondom Johannes die Doper. So hy het hierdie begeerte gehad om Jesus te sien, juis om te weet, is dit nie dalk Johannes die Doper nie. Hy het ook gehoop om hom een of ander wonderwerk te sien doen. Hy het allerlei vrae aan hom gestel, maar Jesus het hom niks geantwoord nie, Jesus het hom net geïgnoreer. Die priesterhoofde, die Joodse priesterhoofde en die skrifgeleerders het hom heftig gestaan en beskuldig, want hulle wou nie toestemming gehad het om Jesus aan 'n kruis vas te slaan. Herodes en sy soldate het hom toe met veragting behandel, disrespek. Ag, dankie tog, dis nie Johannes die Doper nie, ek beskerm nie hierdie ou nie, ons kan hom maar slat en op hom spoeg en met hom spot. Hy het hom 'n deftige kleed laat omhang en met hom die spot gedryf en hom daarna na Pilatus toe teruggestuur en gesê, Pilatus, maak jy maar met hom wat jy wil. Ek gee nie regtig om wat met hom oorkom nie. Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar 'n kwaai vriendskap tussen die twee. So hier het Herodes Antipas 'n paar punte geskoor by Pilatus. So wat leer ons uit hierdie storie uit? Die eerste ding is, die waarheid is belangriker as om mense gelukkig te sien. Dis eintlik so erg in ons moderne dag se manier van dink en redeneer en net kyk hoe werk die wêreld. Kyk 'n fliek, kyk 'n TV-reeks. Dan jy sal gereeld hoor dat 'n ouer sê vir 'n kind, ag, ek wil net hê jy moet gelukkig wees. Of waar daar 'n liefdesteleurstelling is, sê die ouetjie vir die meisie, ag, weet jy wat, as dit nou nie saam met my is nie, is dit okay, ek wil net hê jy moet gelukkig wees. Of sy sê vir hom, ek wil net hê jy moet gelukkig wees. Asof die lewe gaan oor om gelukkig te wees. Want dis wat die wêreld in ons verkoop. Die hele lewe gaan oor geluk. Hoe gelukkig jy kan wees, ten spyte van al die uitdagings. Ons posisioneer onsself in hierdie lewe om so gemaklik as moontlik te leef. En sulke lekker goed by te woon as wat ons moontlik kan. Sodat ons dit soveel as moontlik kan geniet. Want dis waar die lewe gaan, genot. En presies in hierdie storie leer ons dat dit is nie waar die lewe gaan nie. Om eerstens God te ken, is waar my en jou lewe gaan. Om die waarheid te ken en daarvolgens te leef, is waar die lewe gaan. Al is dit gevaarlik. Al beleef jy verwerping as gevolg daarvan. Al word jy uitgeskuif. Al lyk jy soos die enigste een wat reg is. En niemand wil niks met jou uit te waai nie, net omdat jy besluit het om te doen en te bly by wat God sê. Die lewe gaan oor reg en geregtigheid van God en leef ons daarvolgens. Het gaan nie oor genot nie.
het nog nooit nie. Die tweede ding wat ons in hierdie storie leer is, die mense ego en spytwees is maatjies. Herodes Antipas, sy ego en sy spytwees was maatjies. Hy was spyt oor die feit dat Johannes die doper dood is en dat hy die opdrag gegee dat sy kop kon afgekap word, maar dit is 'n gevolg van sy trots gewees, dat hy ja gesê het. Dit is gevolg van die eie ek gewees. En dit gebeur baie keer in ons lewe ook. Ons stel nie regtig belang om ons lewe te rig volgens wat die Here ons leer nie, en wat die woord vir ons sê ons moet doen nie, met ons gawes en ons talente en ons tyd en ons energie en ons geld. Alles moet gaan oor om uit te vind wie is God en wat wil God hê moet ek doen met alles wat hy vir my gegee het. En dis waar my lewe moet gaan. Maar Here, ek dink ek weet bietjie beter. Ek het 'n paar opinies wanneer dit kom by my geld, en ek het 'n paar opinies wanneer dit kom by my tyd, en ek het 'n bietjie opinies oor wanneer ek regtig beskikbaar is. Want ek voel ek verdien meer. Ek voel ek is meer reg. Jou ego en spytwees loop hand aan hand. Jy gaan later in jou lewe kom en dink, dalk moes ek lankal al begin doen het wat die Here gesê het. Dan sou ek nie nou hier gesit het waar ek nou sit nie. Die derde les wat ons uit hierdie storie uitleer is, Johannes se dood was 'n voorskou van die pad waarop Jesus was. Soos ek gesê het, dit was nogal konfronterend vir Jesus gewees. En dan wil ek dit vir jou ook sê vandag. Is as jy regtig gaan begin opstaan en sê wat God sê, en as jy gaan begin doen wat God gedoen het, wat God sê jy moet doen, dan sal dit 'n pad wees waar jy veroordeling gaan beleef van die wêreld af om jou. Waar jy soms gaan alleen voel. Waar jy soms aangeval gaan voel. Dankie tog, ons kruisig nie meer vandag mense nie. Maar dit gaan, dis die pad wat ons stap, as ons stap volgens God se waarheid. En die vierde les wat ons uit hierdie storie uitlees is, Jesus wys ons wat om te doen met seer. Ons almal beleef seer op 'n daaglikse basis, as gevolg van hierdie wrede wêreld. Maar soms is daar kere wat ons meer seer beleef, soos ons vind uit ons is terminaal siek, of ons vind uit ons het 'n geliefde verloor, wat ook al die geval mag wees, was 'n ongeluk gewees, jy kry onverwagte skokkende nuus. Ons kan maar iewers by 'n plek kom en stil raak, en onsself isoleer, en rou. Wat ons ook sien is, wanneer Jesus alleen stil geword het, het hy met sy Vader gaan tyd spandeer. Sodat sy Vader weer hom kon inspireer, vir hom nuwe hoop kon gee. Dawid het bietjie hiervan geken, want Dawid het gesê, wees stil en weet dat hy God is. Want dis wat ons maak wanneer ons oorweldig voel. Ons kom by die Here uit. Praat met God. Gaan lê dit voor sy voete neer. Ek hoop hierdie storie inspireer my en jou vanoggend. Dat ons die waarheid sal praat, al is dit gevaarlik. Dat ons alles in ons vermoë sal doen om God te ken en te doen wat hy ons leer om te doen. Dat dit die soeke van jou lewe sal wees. En dat geluk en plesier en genot nie sterker in jou lewe sal opstaan as jou begeerte om God te bevredig nie. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons loof en ons prys U. Dankie vir die voorreg wat ons het om by U te leer, om by U voete te sit. Dankie dat U ons nooit los nie. Here, hier's van ons wat dit brood nodig het, dat U deur die Gees ons kom sterk maak. En ons die ywer gee om te doen wat U sê ons moet doen. Dat ons sal begin praat, die waarheid sal praat, en sal praat in omstandighede in wat nodig het om in lyn te kom met U woord. Here, gee ons die moed en die ywer, al is dit gevaarlik. Mag ons volgens U wil leef, Here, en nie volgens ons wil nie.
Vergewe ons waar ons stil bly en ons al die tyd moet praat. Here, mag ons lewens getuig van U heerlikheid. Mag ons sê wat U wil hê ons moet sê en mag ons doen wat U wil hê ons moet doen. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.